Amen, prys die Here. Ek het vanoggend so 'n bietjie, kan julle my hoor? My vraag vanoggend vir julle is 'n interessante een. Ek wil weet wie het die onderhoud gekyk van Woensdag aan, want die vraag gaan daar uitkom. Uit watter bronteks was die 33-53 vertaling uitvertaal, Ou Testament en Nuwe Testament? Was hy uitgevang, niemand kry die chocolate die week nie. Ek wil vandag met julle kom gesels oor nederigheid. Die antwoord is die Ou Testament is uit die Masoretiese teks uitvertaal. Die Hebraica Stuttgartensia, die tweede uitgawe, en dan die Nuwe Testament is uit die Textus Receptus uitvertaal wat Erasmus gedoen het. Die Biblica Hebraica Stuttgartensia, ja, dis die regte naam, die tweede uitgawe van hom. Maar ja, ek wil vanoggend met julle kom gesels oor nederigheid. Weet julle net, daai professor het 'n interessante ding gesê, nou laat oom dit sê. Hy het gesê, om 'n Bybelvertaling te lees is soos om jou bruid deur 'n sluier te soen. Die beste is om die oorspronklike taal te kan lees saam met jou Bybel. So dit was 'n baie interessante ding wat hy ook genoem het. So en ek glo dit is kosbaar om ook dan die oorspronklike manuskripte te kan lees wat ook in Grieks en Hebreëus en in Aramees geskryf is. Maar ja, het julle Bybels hier vandag, ek hoop so. Dan kan julle so lank daar blaai na Filippense 2 vers 3 tot by vers 5. Maar moet nie julle Bybels wegsit na ons hierdie vers gelees het nie. Hou hom sommer byderhand. Ek wil na 'n paar versies kyk vandag. Filippense 2 vers 3 sê: Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Amen. Is dit nie so nie? Daai selfde gesindheid wat in Jesus Christus was, moet ook in ons elkeen wees. Wie hou daarvan as mense hoogmoedig is? Hou julle daarvan as mense hoogmoedig is? En dit is mos nie lekker wanneer iemand jou sleg behandel net omdat hy dink hy's beter as jy nie, né? Is dit so? Weet julle dit nog nie ervaar nie, né? Party mense wil nie eers met jou gesels as hulle dink jy's nie in dieselfde klas as hulle nie. Hulle so 'n bietjie neus in die lug, het julle dit al gesien? Duidelik is dit nie net ek wat dit ervaar nie, as ek word dit gesê het. Okay. Maar kyk, ek kom ons nou oorspronklik van 'n klein plaasdorpie af waar in die Vrystaat, nê. En ja, daar waar daar net goeie en vriendelike mense is. En daar in die Vrystaat in die dorpie van waar ek kom, is die mense regtig vriendelik. Ek het so groot geword. Dis dalk miskien omdat dit amper almal ken almal, jy weet, maar daar's vriendelikheid as jy verby iemand ry in die dorp of waar ook al, groet jy mekaar. Jy ry nie net verby en ignoreer die ou wat jou groet nie. So obviously het ek nou daai maniere met dit groot geword en ek het seker nou 'n paar mense ontstel, maar hier in Delmas is dit nie so nie. Jy het al agtergekom. As jy verby mense ry en jy groet hulle, want ek doen dit altyd, ek sien daai gewoonte. Want ek is so groot geword, so ek vir iemand ry groet ek kom. En dan, dit was vir my snaaks gewees die eerste ruk toe ek hier begin bly het, dat mense jou nie hier terug groet nie. So dan sê my vrou vir my altyd, hoekom groet jy die mense? Ek kan dit nie help nie, dit is so, dis nou in my ingeprint, dit is wie ek is, ek groet die mense. En nou lag ek, maar wat vir my interessante ding is wat ek wel agtergekom het, en dit is waar wat die tannie gesê het,
Dit hang af, kom ek sê dit so, as ek met my vrou se kar ry, nê, dan groet niemand my, nê. Rarig. En ek het dit al menigte male getoets. As ek met my bakkie ry, dan groet hulle my. En dit is snaaks hoe mense wat dink hulle is beter as jy omdat hulle 'n duur bakkie of 'n SUV of 'n duur kar ry, neerkyk op jou met dit wat jy ry. Maar dit is nie toevallig nie. Ek bly nou al 'n paar jaar hier nou, so ek het dit nou al 'n paar keer getoets en ek kry elke keer dieselfde resultate en dis dieselfde mense. Ek het vandag een ou kry, dan sy hoogmoedig want hy ek ken hom nie, maar hoe kan ek sê persoonlik, maar ek het hom al gesien. So nou hy herken my volgens wat ek ry. En dit is vir my wat hartseer is. Hoe mense optree oor jou besittings. En dis nie net dit nie. Wat 'n Sondag as 'n voorbeeld, as ek netjies aangetrek, dan gaan jy dorp toe. Dan behandel mense jou anderste as wat hulle jou op 'n Saterdag sal behandel, wanneer ek gaan die modder rondrol by my huis en 'n waterpyp fitting regmaak. Ek het vir jou 'n oplossing. Kom vir jou vrou ook oor die kan. Nee, maar nou gaan sy hoogmoedig word. Maar verstaan jy wat ek sê? Nou gaan ek besig 'n paar Saterdae terug maak ek 'n waterpyp by my huis reg. Nou, obviously, stoor daai water terug en al daai goed en is nou lekker plas modder naderaan. En nou het ek nie die regte fittings waar daar pas nie, nou gaan ek dorp toe, maar nou ek nie ander klere gaan aantrek nie. Ek gaan net so met my modderlyf dorp toe en gaan kry goed. As dit vir my snaaks hoe mense jou anderste hanteer oor hoe jy lyk. Selfs soos ek wat op die steenkoolmyne werk. Kyk, ek kan party daar pikswart hier in die dorp aankom en dan gaan ek eers huis toe gaan. Ek gaan sommer reguit Pick n Pay toe kry wat ek nodig het en dan gaan ek huis toe. Verstaan, so is interessant hoe mense jou behandel volgens dit wat jy besit of hoe jy aangetrek is. En dit maak vir my regtig hartseer. Maar as dit net nog wêreldse mense was wat so opgetree het, sou ek dit kon verstaan het. Maar wat vir my hartseer is dat mense in die kerke, mense wat sê hulle is Christene so optree. Ek kan, verstaan julle wat ek sê, ons verwag nie veel van wêreldse mense want hulle ken nie die waarheid nie, hulle besef nie, dat ons Jesus Christus se karakter moet uitdra in die wêreld en in die dorp en in die land nie. Maar nou doen ons as Christene dit met mense. Ons wat veronderstel is om die karakter van Jesus in ons te hê. Baie keer, soos ek nou sê, jy netjies aangetrek, as jy gesoet en getaai, jy kom jy by 'n kerk in, die persoon ken jou nie, jy daai kant per ongeluk, ons almal het ons eie sitplekkies in die kerk, dan kan jy ou nou op jou sitplek kom sit, en dan sal jy hom los, en jy's net bly, hier's iemand nie met wie jy die evangelie kan deel, maar nou kom jy 'n persoon in, wat se klere uitgerafel is, en wat brandarm is, miskien selfs op die straat bly, dan wil jy hom daar agter gaan laat sit, want jy's te bang iemand anders te sien hom. En as hy op jou sitplek moet gaan sit, dan gaan baie mense sê, hoor hierso boetie, ek sit hierso, kan jy move bietjie hierso. En dit is nie wat die Here ons leer, hoe ons moet optree nie. Is dit nie, oom Steven? Kan ek bietjie op oom pik vandag? Ons almal ken oom Steven en oom Steven het 'n goeie hart en al hierdie wonderlike dinge en ons is lief vir oom Steven, maar hy hou van om 'n kortbroek te dra. En vir ons pla dit nie. Maar was oom al anders te behandel gewees as oom by 'n ander kerk is wat oom nie ken nie as gevolg van hoe oom aantrek. So dit is die ding wat ek probeer punt oor kry. Dit is ons moet ophou mense oordeel aan hulle besittings en hoe hulle uiterlik voorkom. Dit gaan oor wat in ons harte is. Dit is wat saak maak. Amen. En ek wil vir almal sê, almal wat hier kyk, almal wat hier is vandag, God het nie 'n saak oor jou finansies nie. God het 'n saak oor jou hart. God wil hê jy moet ander met liefde en respek behandel. God het ons geroep om almal lief te hê. Maak nie saak wat hulle velkleur is nie. Maak nie saak wat hulle bankstaat sê nie. Dit maak nie saak hoe hulle lyk nie. Dit maak nie saak wat hulle status in die samelewing is nie. God wil hê ons moet die evangelie met almal deel.
en met nederigheid en met respek behandel. Besef julle dat Jesus sy rykdom agtergelaat het en homself verneder het en 'n mens geword het net soos ons. Dink bietjie daaraan, laat dit bietjie by jou insing. Die koning wat alles geskaap het, hemel en aarde, sterre, wat alles besit, het vir my en jou so lief, dat hy mens geword het net soos ons. Om vir ons te sterf aan 'n kruis, 'n wrede dood te sterf. Hy het nie gesê, nee, wag so bietjie, ek is beter as hierdie klein peasants wat hier onder rond hardloop soos mure nie. Nee, dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het ons so lief, dat hy vir ons kom sterf het. Maar ons wil sê ons volg Jesus en Jesus is ons God, maar ons lewe beeld nie Christus uit nie. Jesus het gekom en hy het sy disippels se voete gewas, het julle dit al gelees? Ons wil nie eers die kar wag by Pick n Pay se handskud en sê, hoe gaan dit vandag met jou nie? Bang jou hand raak dalk vuil, miskien lyk hy vir jou vuil. Dis hoe hoogmoedig ons geraak het. Maar ons God het homself mens laat word en voete gewas. Mense het tyd geword dat ons ophou dink ons is beter as ander. En ek is eerlik as ek dit vir julle sê en ek bedoel dit opreg, ek bedoel dit nie lelikie, maar dit is ernstig wat ek vir julle sê, daar is nie plek vir rasisme of klassisme of enige sisme wat jy wil noem in 'n kind van God se lewe nie. Ons moet almal met liefde en respek behandel. God is lief vir ons elkeen en hy het elkeen geskape. Laat ek julle vertel, as daar waarlik een persoon is wat beter is as almal, is dit Jesus Christus. Maar alhoewel hy die een was wat beter was as ek en jy, of enige persoon wat dink hy is die beste in die wêreld, het Jesus nog steeds nie neergekyk op hulle nie. Jesus het gekom en elkeen kom bedien. Jesus het nooit na iemand wat armtoes verby hom geloop en gesê, nee, jy stink, ek gaan jou nie genees nie. Jesus het selfs nie na 'n vrou wat egbreek gepleeg het gedink hy is beter as sy nie. Hy het haar sonde vir haar vergewe. So dan die vraag is, hoekom doen ons dit as Jesus dit nie doen nie? Die een wat dit kon doen, het dit nie gedoen nie. Ons sê ons is volgelinge van Christus. Maar miskien sê ons dit net met die mond. Nee, dis maklik om te sê ons is volgelinge van Christus. Maar wat getuig ons lewens? Wat is die werklikheid van dit? Kom ons begin mense behandel met liefde, omgee en respek. Maak nie saak wat hulle status in die samelewing is nie. Laat ek julle een ding vertel. Vir God beteken aardse besittings niks nie. Alles behoort in elk geval aan God. Alles wat julle besit, wat dink julle is julle sin, is in elk geval nie julle sin. Julle gaan dit hier los, hier waar julle dit gekry het. Maar weet julle wat is nog skrikwekkend? Dit is hoe hoogmoedig mense op 'n geestelike vlak is. En nie net teenoor mense nie, maar hoogmoedig geword het teenoor God. Ons lewe in 'n tyd waar mense vir God wil sê wat om te doen of self dink hulle is gelyk aan God. Daar is 'n doktrine wat geleer word. Hulle noem dit the little God's doctrine, laat hulle dink ons is gelyk aan God omrede as jy wedergebore is God se natuur in jou en daarom is jy ook 'n God. En daarom omdat hulle dink hulle is ook 'n God, dink daai mense hulle het skepingskrag. Net soos God. Ek wil vir julle een ding vandag sê, moenie sulke mense entertain eers in julle lewe nie. Ons moenie sulke goed eers duld as hulle met ons wil kom gesels nie. Daai mense is heeltemal van die pad af. As jy nog iemand wat dink hulle is gelyk aan God, is van die pad af. Ons kan nie vir God sê wat om te doen nie. Ons kan net ons hemelse Vader vra, gee ons daaglikse brood. Ons kan dit nie van die maand nie. Ons moet nederig wees voor God.
Laat ek julle een ding vertel, ons is nie eers naasten by sy gelyke nie. Ek dink dit is in Hebreërs, as ek dit nou nie mis het nie, sê dit toe Jesus mens geword het, was hy minder as die engele gewees. Net soos ons ook minder as die engele nou, maar tog is hy 'n groep mense wat ons wil kom vertel en sê ons is gelyk aan God. Ons is nie gelyk aan God nie, ons is nie eers nou gelyk aan die engele nie. Die probleem is, mense wil altyd met nuwe slim idees kom in plaas daarvan om vas te hou aan die waarheid wat Jesus ons geleer het. Hou op om altyd te probeer slim lyk en die volgende, jy sal hulle hoor 'n nuwe openbaring kry van die Here af. Hulle het 'n nuwe openbaring gekry. Anders sal sê God het self met hulle kom praat. Dit is nie die waarheid nie. Wat ek vir julle wel kan sê wat die waarheid is, as jy iemand die waarheid wil leer, leer hulle wat Jesus Christus en die apostels geleer het. Dit is die waarheid. Kom ek lees vir julle die modelgebed. Hoor bietjie hoe nederig het Jesus ons leer bid. En mense vergeet altyd dat Jesus hier gekom het en gesê het, julle moet dan so bid. Jesus het ons kom leer, bid so. Wat leer ons nou vir mense? Die maan dit, doen dit en dit. Ek soek dit. Nee, dit is nie hoe dit werk nie, mense. Ons moet nederig kan ons vir God vra. Matteus 6 vers 9 sê, so moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom julle agter wat hierso staan? Geen demands nie. So laat u naam geheilig word. Laat u wil geskied. Dit gaan nie hier oor jouself nie. Dit gaan oor wie Jesus is. Dit gaan oor wie God is. En om nederig voor God te kan wees en sê, my Vader, my God, ek het u nodig in my lewe. Op my eie kan ek niks doen nie. Maar ek weet u kan vir my deurkom. U kan aan my voorsien. Dit is die verskil. Ek wil vir julle nog 'n skrif lees wat waarsku teen hoogmoed. En dit is Spreuke 16 vers 5 wat sê, elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik sal hy nie ongestraf bly nie. Laat dit bietjie by jou insing. Almal, en ek bedoel almal, gaan rekenskap gee voor God eendag. Daar kom 'n tyd wat ons gaan moet rekenskap gee en jy gaan verantwoordelik gehou word vir dit wat jy hier gedoen het op aarde. Nog 'n manier hoe ons hoogmoedig kan optree teenoor God is om te dink ons het hom nie nodig nie. Stem julle saam met daai ene? Julle sien, baie mense sal nooit dit waag om dit te sê nie. Nee, niemand sal ooit sê, ja, ek het nie God nodig nie. Mense so bietjie prim en proper, hulle sal so bietjie terughou, hulle sal nou nie hier kom sê, hoor, ek het nie God nodig nie. Hulle sal dit dalk nie sê nie, maar hulle lewe skree dit as 'n getuienis. As jy na party mense se lewens kyk, dan kan jy duidelik sien, hulle dink hulle het nie God nodig nie. Jok ek vir julle. En laat ek julle een ding sê, ons is ook maar partykeer soms skuldig hieraan. Kom ek verduidelik julle hoekom. Ons staan in die oggende op, en beplan ons dag. Ons jaag ons doelwitte na, ons jaag ons drome na, so los ons eie probleme op, en dan is ons so trots op onsself. En wat ons kan verrig, in ons werk, by ons families, trots op ons bankrekeninge, party mense is so trots op hulle reputasie en hulle statusse. So oortuig dat alles hierdie wonderlike goed wat ons doen, ons eie hande werk is. Want as daar probleme opkom, hoeveel van ons sê nie, ja nee, ons sal dit uitfigure, ons sal plan maak. Nee, ons is soms skuldig aan. Ons sal dit self uitfigure.
Sonder om net bietjie te wag en te bid en te sê, Here, wat is U wil? Here, ek het U nodig. Staan die kar en sê, figure dit vir my uit, Here. Ek weet eintlik nie wat ek doen nie. Maar wat ek wel agterkom, wanneer daar 'n mislukking is in hierdie mense se lewens, dan blameer hulle mense, hulle blameer die omstandighede, en dan kry jy 'n groep mense wat 'n gevaarlike game speel en hulle blameer God. In plaas daarvan om hulle self te blameer en te sê, ek was verkeerd, ek het my eie wil gevolg, ek het my eie kop gevolg, ek het ver van die Here afgelewe, ek was nie naby aan die Here en hom gevolg nie, wat eintlik die probleem is. Hierdie is hoogmoed versteek in ons daaglikse lewe en dit kom so as normaal voor, maar is eintlik dodelik wanneer ons nie Jesus raadpleeg in ons daaglikse lewe en sê, Here, wat moet ek doen? Wat is U wil vir my lewe nie? Hier in Jakobus 4 sien ons dat Jakobus nie doekies omdraai nie. Ek is nogal lief vir Jakobus se boeke. Is 'n man wat nie doekies omdraai nie en reguit is. En ons sien in hoofstuk 4, hy konfronteer gelowiges wat so graag wêreldse dinge en plesier najag en skatte hier op aarde bymekaar wil maak. En maak asof dit hulle ewige woning is hierso, asof hulle hier vir ewig gaan wees en die mense wat dink hulle kan alles self hanteer en verrig. So blaai bietjie daar vir my na Jakobus 4 toe. Lees ons vers 6, maar hou sommer julle Bybels al by Jakobus 4 oop, ons gaan so nou weer terugkom na hom toe. Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Jo, hoor julle wat hy sê? God weerstaan die hoogmoediges. Besef julle wat dit beteken? God ignoreer jy dit nie net nie. Hy bied weerstand teen iemand wat hoogmoedig is. Dis eintlik skrikwekkend, as jy daaraan moet dink. Dat as jy hoogmoedig is, bied God weerstand teen jou. Dit moet eintlik jou diep raak vandag as jy daaraan dink. Want om vriende van die wêreld te wees, en jou prioriteit nie God is nie, sê Jakobus 4 vers 4 weer, jy is 'n egbreker en jy maak jouself 'n vyand van God. Wow. Want om 'n hoogmoedige houding te hê, sê jy eintlik jy het nie God, die skepper van hemel en aarde nodig nie. Dit is wat ons doen as ons op ons eie lewe wil fokus, nie omgee oor God en God deel maak van ons lewens nie God raadpleeg oor ons lewens nie, en net lewe uit ons eie begeertes, uit ons eie krag uit en alles self wil verrig, sê ons het nie die skepper van hemel en aarde nodig nie. Jo. Jy het nie sy genade, liefde en wysheid nodig nie. Dink jy daaraan? Ek het elke dag, elke liewe dag God se genade nodig. As ek nie God se genade gehad het nie, wil ek nie eers weet wat van my geword het nie. Want jy dink jy kan jou eie planne maak. Ergste van alles is jy weet nie eers wat die dag van môre inhou nie. Jy weet nie eers of jy nog môre gaan leef nie, maar jy is so verwaand en wil nie God deel maak van jou planne nie, maar jy weet nie eers of jy môre hier gaan wees nie. Ek het julle vanoggend vertel, jou lewe kan so vanaf verander. Vrydag, een van my vriende, ek het net met hom gepraat, dis die ergste van alles. Ek het net met hom gepraat, en ek sit my foon in my bakkie, en later sien ek iemand met my gebel, en ek bel die persoon terug, my antwoord nie, en later toe sien ek, hier kom die WhatsApp deur, toe is daai selfe vriend van my in 'n ongeluk. En ek skat met die tydperk wat ek kon gesien op die foto's, dit moes soos dalk 'n minuut of 2 minute na ek met hom gepraat het gebeur het. Dis hoe vinnig jou lewe kan verander. Jy kan nou sterf, ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. As jy nog julle Bybels oop het daar by Jakobus 4 aan, kan ons verder lees al van na vers 13 af tot by 17. Kom nou julle wat sê vandag of môre sal ons na die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel, drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie.
Want hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp, vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle eie groot pratery, al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. En toe ek dit lees, toe besef ek, ons lewe is soos mis, soos damp. Het jy al gesien as daar mis is en die son kom uit, dan raak die mis weg. Dis hoe jou lewe is. Voor jou oë uitvee, dan is dit verby. Dis al wat dit is soos mis wat voor die son verdwyn. Maar met hierdie hoogmoedige gedagtes wat party mense het, vir een of ander rede, dink hulle gaan vir ewig hier wees en jag aardse dinge na, en beplan oor môre, en worry net oor wat vir hulle saak maak, in plaas van vir wat God saak maak. Hulle raadpleeg nie God nie, soos wat pastoor Gert altyd sê, hy is maar net 'n spaarwiel daar vir ingeval, daar 'n noodgeval, opduik. En voor jou oë uitvee alles verby, dan is dit te laat. Die gevaar is hoogmoed keer God se genade vir jou. Klink erg. Vir myself het ek geskrik toe ek dit lees, want God sê duidelik, jy weerstaan die hoogmoedige. En nog 'n ding wat hoogmoedigheid veroorsaak, dit is hoogmoedigheid veroorsaak risie. Het jy al gesien as jy bietjie met iemand gesels wat hoogmoedig is? Of by mense is wat so optree, jy's by 'n kuier en daar's iemand, jy kry mos altyd daai een, hy weet alles, hy ken alles, hy het al alles gedoen, hy het alles, hy is die rykste, hy is die slimste, sy kinders is die beste. Al daai dinge, julle ken sulke mense? En dan sal jy ook vertel, dis 'n ander ding, ja, ek gaan nog dit en dit en dit bereik in die toekoms. Maar hulle vergeet wie is in beheer van die dag van môre. En ek wil elke persoon teleurstel vandag, en ek wil vir jou sê, jy hou nie die dag van môre in jou hand nie. God alleen het daai krag, hy is die enigste een wat beskik, of jy nog môre hier gaan wees, en of jy nie môre hier gaan wees nie. En is dit nie ons hart en ons visie eintlik vir die jaar, het ons mos gesê in Januarie, ons wil graag die teenwoordigheid van God weer huisves in ons gemeente, in ons lewens. Ons wil God innooi en deel hê van ons lewens. Maar hoe dink julle gaan ons God se teenwoordigheid ervaar as hy ons weerstaan? Maar ek het nog steeds, soos wat hulle sal sê, ek het vir julle die goeie nuus. Nee, dit is ook my werk, om die goeie nuus met julle te deel. Is nog nie te laat om te bekeer nie. Dit is nog steeds nie te laat om nederig voor God te kom en sê, Here, ek is jammer. Vergewe my vir hoe ek hoogmoedig geleef het teenoor mense en teenoor U nie. Nee, dis nog nie te laat vir een van julle wat hier sit nie. Julle is nog nie dood nie, julle haal nog asem, so as tyd vir bekering. Ek sien hier's 'n paar wat ek dalk al aan die slaap gepraat het, maar julle haal nog asem, julle is nog nie dood nie, so daar's nog kans vir julle, ek beloof, solank as wat julle asemhaal, kan julle jammer sê, maar moenie te lank wag nie, want môre is julle dalk nie hier nie, né? So ja, met ander woorde, ons kan onsself voor God verneder en vir hom sê, ons is jammer, en 'n omkeer maak in ons lewe. Ons hoogmoed agterlaat en nederig voor die Here bietjie kniel en sê, Here, ek het U nodig, ek wil vir U leef. Want God se genade is daar vir die wat nederig is. Jy onthou wat het vers 6 gesê, kom ek lees dit weer vandag vir julle. Die eerste gedeelte sê, God weerstaan hoogmoediges. Dan gaan hy aan en sê, maar aan die nederiges gee hy genade. So as ons begin nederig wees teenoor God, gaan hy ons genadig wees. En toe ek dit lees, toe kom 1 Petrus 5 vers 6 en 7 by my op. Wat sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. So wat ek eintlik vanoggend vir julle wil sê, kom ons hou op onsself staat maak.
Kom ons begin op God staat maak. Kom ons verneder onsself voor God, dat hy ons elkeen op die regte tyd verhoog. Want as ons nederig is voor God, as ons nie probeer hoogheilig wees en half vir God sê wat moet gebeur nie, sal God genade toon teenoor ons en dan sal hy daar wees vir ons. Dan kan ons al ons probleme, ons vrese, ons bekommernisse, wat ook al die probleem in jou lewe is, kan jy by Jesus se voete gaan neerlê. En hy gaan jou genadig wees. So ek wil elkeen bemoedig, kom ons wees nederig, en kom ons vertrou ons lewe toe in God se hande, en hoop op onsself staat maak. Amen. Kom ons begin God al die lof, eer en aanbidding gee. Ek dink dis ook 'n belangrike ding, laat alles, en die Bybel sê die hele skepping gee eer aan God, net so moet ons eer aan God gee, en ophou eer aan onsself en aan mense. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag uit u woord uit kon gelees het, Here. Eerste wil ons vir u dankie sê daarvoor, Here, laat ons dit kan doen in vrymoedigheid, Here. Here, want ons weet dis 'n voorreg om dit te kan doen in hierdie wêreld wat ons lewe, Here. Here, maar my gebed vir oggend is, Here, laat u in ons elkeen se harte sal kom werk, Here. Here, laat ons sal besef, ons is nie naaste by aan u gelyke nie, Here. Here, maar ons wil vandag in nederigheid vir u kom jammer sê, Here. Jammer vir al die kere wat ons maar net self probeer planne maak het, Here. Here, jammer vir die kere wat ons neergekyk het op ander mense, Here. Here, my gebed is dat u in ons harte sal kom werk, Here. Here, ek wil vra dat u ons sal help verander, Here. Dat ons sal nederig raak, Here. En laat ons sal diensknegte wees van u. Here, mag die Gees ons lei, laat ons u karakter binne ons het, Here. Laat ons die vrug van die Gees kan dra en uitdra in hierdie wêreld, Here. Dat ons elke persoon daar buite sal lief hê en met liefde behandel, net soos wat u elkeen met liefde behandel het, Here. En laat ons nooit sal dink ons is beter as enigiemand anders nie, Here. Here, en mag u ons elkeen kom vergewe vir oggend, Here, wat ooit gedink het, ons is beter as enigiemand anders, Here. En mag u ons genadig wees en genade toon teenoor ons, Here. En mag u ons lewens kom transformeer, Here. Want op ons eie krag kan ons nie staat maak nie, Here. Op ons eie harte kan ons nie staat maak nie, want ons eie harte is bedrieglik, Here. Ons eie wysheid is absoluut niks vir u nie, Here. Daarom wil ek kom en vra dat u ons sal lei. Nie net in ons persoonlike lewe nie, Here, maar ook as 'n gemeente, Here. Dat ons werklik op u gefokus sal wees, Here. En u leiding sal soek, Here. En ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen.